Soos gebruiklik het ons nou 'n paar oomblikke stilte voordat ons met die erediens begin. Ons wydingslied vanoggend, Gesang 89 vers 1 en 2. Ons sing dit staande saam en bly staan tot na die lofsang. En ons lofsang is Psalm 48 vers 1 en vers 4. Gesang 89 vers 1 en 2 die wydingslied, Psalm 48 vers 1 en 4 die lofsang. Ek is die goeie herder. My skape luister na my stem, spreek die Here. Geliefdes, genade, vrede en vrede van God ons Vader, van Christus Jesus ons Here en van die Heilige Gees. Amen.
Die wet van die Here, broers en susters, leer ons om heilig te lewe in egte dankbaarheid voor God. Luister na die wet van die Here, soos dit vir ons opgeteken is in Deuteronomium hoofstuk 5. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat, maar ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of jou diensknegt of jou diensmaagd of jou os of jou esel of enige dier van jou of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou diensknegt en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daaraan dink dat jy in Egipte land 'n slaaf was, en dat die Here jou God jou daarvandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word en dat dit met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie egbreek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen vals getuienis teen jou naaste spreek nie, en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hunker nie, na sy landerye of sy diensknegt of sy diensmaagd, sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Die skrif leer ons, as ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons God tot 'n leienaar en is sy woord nie in ons nie. Daarom buig ons in ootmoed voor die Here en bely met ware berou ons sonde deur die sing van Psalm 38, die 1ste en die 5de verse. Aan elkeen wat met ware berou sy toevlug neem tot Jesus Christus as die enigste saligmaker verlosser, verseker die Here in sy woord. As iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus die regverdige, en hy is 'n versoening vir ons sondes. Saam met die kerk oor al die eeue, bely ons nou ons algemene Christelike geloof, elkeen spreek in die hart soos volg. Ek glo in een God, die almagtige Vader,
die skepper van hemel en aarde en van alle sienlike en onsienlike dinge. En in een Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle eeue, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, gebore, nie gemaak nie, van dieselfde wese met die Vader, deur wie alle dinge gemaak is, wat terwille van ons, mense, en ons saligheid neergekom het uit die hemel, vlees geword het uit die maagd Maria, en 'n mens geword het, ook vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die 3de dag opgestaan het volgens die skrifte, en opgevaar het na die hemel, wat sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, en wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel die lewende en die dode, wie se ryk geen einde sal hê nie. Ek glo in die Heilige Gees, wat Here is en lewend maak, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik word, wat gespreek het deur die profete. En aan een heilige algemene kerk gegrond op die leer van die apostels. Ek bely een doop tot vergifnis van sondes. Ek verwag die opstanding van die dode en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Ons wy nou opnuut met dankbaarheid ons lewe aan die Here toe, deur die sing van Gesang 38, die 4de vers. Uit die woord van God, broers en susters, lees ons 'n gedeelte uit die brief aan die Efesiërs, die 4de hoofstuk, die eerste 7 verse. Efesiërs hoofstuk 4 van vers 1 tot by vers 7. Terwyl ons nou die woord van die Here oopgemaak het, kom laat ons eers saam bid om die verligting deur die Heilige Gees. Ons Vader in die hemel, hoe wonderlik is die voorreg wat ons het, dat ons U as Vader kan ken en in U Vaderhand kan lewe. Uit U vaderlike liefde skenk U ons ver bo wat ons bid of dink aan versorging en ontferming, aan weer en weer vergifnis van ons sondes, aan doel en betekenis in ons lewe. U vou ons toe in U liefde, en uit die liefde skenk U aan ons die liefde van ouers en kinders, vriende en kollegas, broers en susters in die geloof, mense wat saam met ons op die lewensweg wandel, sodat ons nie in eensaamheid vergaan nie. U maak ons in liefde een met U Seun Jesus Christus, en een met U huisgesin. So bind U self mense saam, ons aan mekaar, dat ons kan leef en dien tot U eer. Dat ons mekaar kan bemoedig en help op die pad deur die wêreld na U ewige heerlikheid toe. Soos altyd, o God, as ons die seëninge begin bedink wat U oor ons uitstort, kan ons dit nie tel nie. Ons kan alleen maar
voor u wysheid en goedheid met dankbaarheid kom staan sonder woorde. Nou bid ons dat u ook nou aan ons die genade sal betoon, nou ook die vaderlike liefde sal bewys, dat ons u stem sal hoor uit u woord, dat u Heilige Gees dit ons eie sal maak, dat ons in die krag van die Gees daaruit sal lewe, tot u eer en tot ons heil. Dit bid ons in die naam van ons Here Jesus. Amen. Efesiërs hoofstuk 4, van vers 1 tot 7. Ek vermaan julle dan, ek die gevangene in die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is, met alle nederigheid en sagmoedigheid, met lankmoedigheid, terwyl julle mekaar in liefde verdra, en ernstig strewe om die eenheid van die Gees te bewaar, deur die band van die vrede. Dit is een liggaam en een Gees, soos julle ook geroep is, in een hoop van julle roeping, een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal, wat oor almal en deur almal en in julle almal is. Maar aan elkeen van ons is die genade gegee, volgens die mate van die gawe van Christus. Dit is die woorde van die Here deur sy apostel. Gelukkig is elkeen wat dit hoor, wat dit glo, en in gehoorsaamheid daaraan gaan lewe. Ek vermaan julle om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is, en ernstig te strewe om die eenheid van die Gees te bewaar, deur die band van die vrede. Die roeping waarmee ons geroep is, broers en susters, is die roeping, so lê Paulus dit hier in die Efesiërbrief uit, om aan die Here te behoort. Ons wat vroeër geen volk was nie, maar nou die volk van God is. Ons wat met Jesus Christus een geword het, toe hy ons aan die kruis met hom versoen het. Ons wat nou toegang het tot die Vader. 'n Mens sou dit ook anders kon sê. Ons is geroep om kerk te wees. Kerk te wees in die sin dat ons die Here sin is. Die Here se huisgesin. Die Here se liggaam. Die Here se akker. Die Here se wingerd. Meer as 100 beelde in die Nuwe Testament beskryf hierdie wonder daarvan dat ons die Here sin is. En om die Here sin te wees, is om kerk te wees. Dis mos wat die woordjie kerk beteken. Die Here sin. En as ons die Here sin is, dan moet ons so lewe, dat ons hierdie roeping om die Here sin te wees, waardig is. Nie dat ons dit werd is nie, maar so leef dat niemand 'n vinger daarna kan wys nie. Dat ons so leef, dat almal sal besef, dat hierdie hoë roeping, die roeping tot lewe is, dat dit die een ding is wat die moeite werd is om te bewaar en om in hierdie verhouding met die Here te lewe. 'n Mens sou selfs kon sê, om die Here sin te wees en die roeping waardig te lewe, beteken dat ons so lewe, dat ons waardig is om God se beeld in die wêreld uit te dra. En nou het ons verlede week in die prediking gehandel oor die feit dat wanneer ons God se beeld in die wêreld uitdra, die beeld van die eenheid wat daar is tussen Vader, Seun en Heilige Gees in heerlikheid, in arbeid, in wil, in werk,
in optrede, as ons iets van daardie goddelike heerlikheid, daardie goddelike eenheid in die wêreld wil vertoon, dan is ons besig om ons roeping uit te leef. En dit is hier die eenheid waarvan die Here Jesus sê, hy bid trouwens, dat ons so een sal wees, sodat die wêreld kan weet, dat hy die Here is. En nou is dit 'n verstommende saak, broers en susters. Dat die wêreld kan weet, dat Jesus deur God gestuur is, deur die eenheid waarmee ons lewe, die een wees met hom, waardeur ons roeping waardig leef. Oor hierdie eenheid van die kerk, oor hierdie eenheid wat ons lewe, is daar baie misverstand. En die misverstand begin daar wanneer ons dink dat ons self hierdie eenheid tot stand moet bring. Wanneer ons dink dat hierdie eenheid uit ons arbeid en ons moeite sal voortspruit. Wanneer ons met mekaar so sal saamlewe dat die hele wêreld kan sien, hierdie gemeente, elke lidmaat is een met die ander lidmaat. Dis 'n misverstand wat in die kerk groot ellende al veroorsaak het. Want dit bring mee dat mense dink ons moet nou hierdie eenheid begin illustreer, ons moet dit bewys. Maar dis nie hierdie eenheid wat ons tot stand bring, wat ons roeping waardig laat uitleef nie. Die eenheid wat ons in die wêreld toon, die eenheid waardeur mense sal weet dat Jesus deur God gestuur is die eenheid van die Gees. So sê Paulus dit ook hier. Wandel waardig julle roeping, gaan leef as die Here sin. En hoe leef 'n mens as die Here sin? Jy leef in nederigheid en sankmoedigheid en lankmoedigheid. Jy leef in liefdevolle verdraagsaamheid. In nederigheid, omdat ons begryp wat ons is, wat ons het, wat ons kan, is alles uit die hand van die Here. Ons het niks om op te roem nie. Ons het niks waaroor ons onsself kan verhef nie. Ons is sondaars wat die oordeel van God verdien. Maar in sy groot genade het hy ons syne gemaak. En nou ontvang ons dit en ons leef daaruit in nederige afhanklikheid, biddend dat hy ons by hom sal hou. En met sagmoedigheid. Met sagmoedigheid wat beteken dat ons met 'n hart leef wat deur die Heilige Gees sag gemaak is. Nie langer in die hardheid van die sonde, nie langer leef met 'n hart wat van nature geneig is om God en ons naaste te haat nie, maar met die nuwe hart van die geloof, die nuwe hart van 'n kind van die Here, 'n hart wat weet dat ons deur sy erbarming met God een geword het. En daarom bereid is om ook in sagtheid na ander uit te reik. Sagmoedigheid, 'n hart wat bereid is om lief te hê. En omdat ons sagmoedig is, bereid is om knegt te wees, om die ander wang te draai,
om te seën wie ons vervloek. En ons leef ons roeping na met lankmoedigheid, geduld, volharding as u wil. Nie maar net so dat ons lydsaam alles verdra wat oor ons kom nie. Ons het dit al in die verlede gesê, die Bybelse begrip volharding of lankmoedigheid beteken dat ons moet hou. Al is die lyding lank, al is daar 'n harde pad voor, want ons leef in die hande van die Here. Ons is die Here se. Daarom hou ons aan om saam met hom op die pad te loop. Aktief, besig om te soek wat sy wil is. Mense wat daarna streef om in gehoorsaamheid om te loop op hierdie pad. Al is dit hoe swaar en hoe 'n moeilike pad. Ons loop as die Here se hand aan hand met die Here Jesus, wat bidend die hele pad geloop het, van lyding en van versoeking en van verwerping, want ons is syne. En hy het die hele pad geloop met die oog gerig op die Vader en die heerlikheid wat kom. En so loop ons lewenspad, met ons hand in die hand van die Here en ons oë gefestig op die toekoms waarheen ons op pad is. En met hierdie lankmoedigheid kan ons mekaar nou in liefde verdra. Mekaar in liefde verdra, omdat ons die Here lief het, het ons ook sy kinders lief. En omdat die Here ons verdra het, en ons sy beeld in hierdie wêreld vertoon, daarom kan ons mekaar verdra, kan ons weer en weer vergewe, kan ons oor en oor na mekaar uitreik. Dan leef ons as die Here sin. Die Here sin wat in hierdie wêreld wys, dat God sondaars syne gemaak het, en dat sondaars dan bereid is om met ander sondaars in vrede saam te lewe. Maar broers en susters, dis die buitekant van hierdie prentjie. Dis die hande en voete van ons lewe as ons roeping waardig is. Maar die hart daarvan, die binnekant daarvan, die sê Paulus, julle moet ernstig strewe om die eenheid van die Gees te bewaar deur die band van die vrede. Die eenheid van die Gees. Mense ook kon sê die eenheid met die Gees. As ons die Here se is, dan leef ons as die Here se, omdat ons met hom een is. Omdat ons deel in hierdie wonder daarvan, dat hy in ons woon, en dat ons nou in die eenheid met hom in hierdie wêreld gaan optree, en die eenheid met hom straal uit in ons sagmoedigheid, in ons lankmoedigheid, in ons liefde. Maar Paulus sê, julle moet hierdie eenheid bewaar. Dis die hart van die saak. Jy kan soveel sagmoedig wees en so lankmoedig wees as wat dit wil, en in soveel verdraagsaamheid in hierdie wêreld gaan optree, maar as jy nie met die Here Jesus een is nie, dan getuig jy niks oor hom nie. Dan bly dit maar net 'n menslike ding. Dan het ons nog glad nie naby ons roeping gekom nie. Ons kan alleen ons roeping waardig wees, wanneer ons met die Here Jesus
een bly in die geloof. Wanneer ons in die eenheid van die Gees by God bly. Wanneer die eenheid van die Gees ons die Here sin maak, omdat hy in ons woon, en hy van ons lewe besit neem, en hy ons gedrag bepaal, en hy deur sy Gees in ons die vrugte van die geloof dra. As ons hierdie eenheid verloor, hou ons op om die Here sin te wees. Dan hou ons op om kerk te wees. En dit, broers en susters, is 'n eenheid wat van God kom. En nou sê Paulus, julle moet dit bewaar, julle moet dit beskerm. En hierdie eenheid kom, omdat die Here ons almal roep om sy liggaam te wees. Omdat hy ons syne maak as sy kerk. Hierdie eenheid kom deur die een Gees wat in God woon, van die Vader en die Seun uitgaan en onder ons kom woning maak. Dis een Gees wat ons as die Here sin inbind in sy liggaam. Ons is geroep met een roeping om die Here sin te wees op pad na die heerlikheid. Ons is almal in hierdie wêreld as die Here sin, die volk van God op die woestyn tog na die beloofde land. Ons is nie hier tuis nie. Ons is kerk op pad. Want die Here hou ons op pad. En daar is net een Here. Daar is net een hoof oor ons. Die drie-enige God. In hom glo ons. Daar is nie meer as een geloof nie. Daar is net een Here, en daar is net een Here wat ons kan ken en wat ons kan vertrou. En dis hierdie Here wat ons aan die hand gevat het en ons in sy bloed gewas het en ons gemaak het sy liggaam. En daar is een doop. Die doop waarmee Jesus Christus ons aan hom verbind in sy verbond. Die doop waarvan ons doop maar net 'n teken en 'n seël is. Maar saam met die ware doop is ons in Christus in sy dood gedoop en saam met hom opgewek in 'n nuwe lewe. Dus die doop van sy kruis en sy bloed wat oor ons gespat het. En daar is net een Here en daarom net een doop. Al verskil ons hoe daaroor en al is daar hoeveel verskillende uitlegte, is daar net een ware doop. Die doop in die bloed van die Here Jesus, wat ons reinig en heilig om syne te wees. En dit omdat daar net een God en Vader is. Een God en Vader wat oor almal is, en deur almal werk, en in almal is. Een God wat oor die hele skepping heers, wat sy seun gee as verlosser, sodat ons deur hom tot lewe kan kom, en wat in ons woon deur sy Heilige Gees. Ons is syne. Ons behoort aan die drie-enige God, want hy het ons met hom een gemaak deur die werk van Jesus Christus. En dis die eenheid wat ons moet bewaar, broers en susters.
hierdie eenheid met die Here. En dis hierdie eenheid met die Here wat deurvloei na ons hele lewe, na ons kerk wees, na ons kind wees van God. As ons hierdie eenheid breek, dan breek ons die band met die lewe. Nou waarsku Paulus die gemeente in Efese, julle moet ernstig strewe om die eenheid van die Gees te bewaar deur die band van die vrede. En dit geld vir ons as enkelinge, gelowige lidmate, dit geld van ons as gemeentes en as kerk van die Here in die wêreld. Dat ons ernstig sal strewe om hierdie eenheid met die Gees te bewaar. Want dit is waar die bose sy aanslag loods. Hy loods sy aanslag wanneer hy ons van God wil vervreem. Wanneer hy ons eenheid met die Here wil losmaak. En hy maak dit los wanneer hy ons wys maak dat ons nie die Here sin is nie. Dat hierdie drie-enige God hom nie in ontferming oor ons sy hand uitgesteek het om ons te red nie. Kyk maar, as jy teruggaan na Genesis toe, dan sien u broers en susters, dat die duiwel daar begin, waar hy twyfel saai in die hart van Eva oor die bedoeling van God. Die eenheid in gehoorsaamheid. Die eenheid waarmee Eva kon sê, ek is die Here sin, die breek die duiwel, en dan word Eva en Adam en ons in die ewige oordeel van God gewerp. En hy doen dit vandag nog. Vandag nog, broers en susters, is dit die invalshoek van die duiwel, dat hy ons probeer wys maak, dat ons nie die Here sin is nie. Of dat die Here nie goeie bedoelings met ons het, as ons syne is nie. Hy doen dit deur op ons eie sondige natuur te fokus. En ons van hierdie eenheid met die Gees te probeer losmaak, dat ons nie gaan lewe as die Here sin nie, maar gaan lewe soos die wêreld sin. Dis die plek waar hy begin. En die manier waarop hy begin, is deur die vlekke en rimpels, die gebreke en swakhede, die sondes en die tekortkominge van my broer en my suster onder my neus te vryf. Julle moet die eenheid van die Gees bewaar deur die band van die vrede. Want wanneer ek eers raak sien hoe onvolkome my broer is, wanneer ek eers raak sien hoeveel tekortkominge daar by my suster is, dan vergeet ek, die broer is die Here sin, en die suster is die Here sin. En gaan verhef ek my, asof ek God is, wat kan oordeel oor die wat aan Christus behoort. En die oomblik wat dit gebeur, kom daar stryd en rusie en moeite, word kerk belangriker as die Here, word my eie belange groter as die van die gehoorsame loop op die pad van die Here, word my eie gevoelens kosbaarder as om te buig in ootmoed voor die wil van God. Daarom moet ons altyd in ons pasoppens wees,
moet ons mekaar werklik in liefde verdra, met lankmoedigheid, met sagmoedigheid, sodat ons nie toelaat dat die duiwel die hart van ons eenheid vernietig nie. En dis hierdie hart dat ons aan die Here behoort, dat ons die Here sin is, wat ons aan mekaar moet bind. Hoe bewaar ons die eenheid, broers en susters? Hierdie eenheid wat ons kan verloor wanneer ons toegee aan die versoekinge en verleidinge van die duiwel. Ons bewaar hierdie eenheid deur werklik een te bly in die geloof, deur die krag van die Heilige Gees met ons Here Jesus. Ons kan net die eenheid van die Gees bewaar en beskerm as ons nederig voor Jesus buig. Nederig ons eie belange en ons eie hoogmoed en ons eie waardighede aflê om aan Jesus Christus vas te gryp. Ons kan net hierdie eenheid bewaar wanneer ons sagmoedig, wanneer ons bereid is om die minste te wees, om voor Jesus te buig en te sê, Here, ek verdien niks, ek ontvang, en dit dan te ontvang as 'n mens wat sy lewe aan die Here bloot lê. Ons kan net hierdie eenheid bewaar wanneer ons op die pad van die Here volhard, soos Henog met hom wandel in lankmoedigheid, in volharding. En ons kan alleen maar hierdie eenheid van die Gees in ons eie lewe, in die lewe van 'n gemeente beskerm, as ons mekaar in liefde verdra. En dan, broers en susters, word die spreekwoord waar. Eendrag maak mag. Dan kan 'n gemeente klein wees. Kan 'n gemeente bestaan net uit ou mense. Kan 'n gemeente in hierdie wêreld met minagting beheen word. Maar hy's onoorwinlik. Hy's meer as 'n oorwinnaar. Want as hy in die eenheid met die Gees leef, wandel hy met God. Leef hy uit die krag van die Here wat sonde en dood oorwin het, dan leef hy in die vaste sekerheid dat die ewigheid aan hom behoort. Maar God gee, broers en susters, dat elkeen van ons ernstig sal strewe om die eenheid van die Gees te bewaar. Ernstig sal strewe om kerk te wees, om ons roeping waardig te hou. As gemeente en elkeen as 'n lidmaat van die liggaam van Christus. Wie met hom een is, die kan lewe, want hy het in Christus die dood oorwin. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader in die hemel, ons dank U, Here, dat ons deur Jesus Christus met U een gemaak is. Dat U in ons woon deur U Heilige Gees. Dat U ons lei deur U woord en U waarheid. En ons pleidooi is, Here, werk in ons dat ons hierdie eenheid sal bewaar en ernstig sal strewe daarna om U sin te bly vir tyd en ewigheid.
Ons weet, Here, dat die bose maklike greep op ons lewe kry, en ons weet dat ons maklik die eenheid met U verbreek, omdat ons nie langer na broers en susters kyk as hulle wat aan U behoort nie, maar net hulle raak sien as mense vol gebreke en swakhede en vlekke en rimpels, en so maklik die Gees in hulle ontken. Ons bid, Here, dat U ons tot voortdurende inkeer sal bring, tot berou sal bring, dat ons in belydenis van ons sonde ons lewe by Christus sal soek, in nederigheid en sagmoedigheid en lankmoedigheid, in verdraagsaamheid, in vergewensgesindheid, dat ons in gehoorsaamheid aan U ons pad mag loop. U sorg vir ons elke dag, ons dank U daarvoor. Ons dra almal aan U op, Here, wat U besondere sorg nodig het. Ons dink aan hulle wat siek is. Ons dink aan hulle wat in hierdie dae koud en honger is. Gebruik ons ook, Here, as instrumente om daar verligting te bring waar leed en ellende is. Ons dank U, Here, dat U ons ook die voorreg gee, dat ons mag lewe. Ons bid vir hulle wat in hierdie dae hulle geboortedae herdenk, en besonder vir hom wat die oudste lidmaat in ons gemeente is, dat U ook aan hom in hierdie nuwe lewensjaar al die goeie dinge sal skenk, wat sy pad gelyk sal maak, sodat U hom sal neem, om aan die einde daarvan in te gaan in U ewige heerlikheid. Ons wil in besonder voorbidding doen, broer, Here, vir die broer wat onder sensuur geplaas is, waarvan die ouderlingeraad die voorneme het om hom af te sny, omdat daar geen inkeer en berou is nie. Wil U in U groot genade, Here, U oor hom ontferm. Wil U nie tog nou selfs 'n harde hart sag maak, berou bring, inkeer bring, dat hy die eenheid met U kan bewaar en die eenheid met U kinders, en dat ons almal saam, selfs wanneer ons struikel en val, U kan volg en U kan dien, omdat U ons optel. Hoor ons as ons bid, Here, in die besonder vir hierdie broer, en help ook vir ons, almal wat die vermoë daartoe het, om met gebede en vermaninge, om te roep terug na U toe. Wanneer ons voor U staan, Here, dan erken ons dat nie een van ons iets anders verdien, as dat U ons sal afsny uit die ewige lewe, vanweë ons sonde en tekortkominge nie. Maar ons het niemand anders omheen te vlug nie, en daarom bid ons, Here, vergewe ons ons sonde, en hou U ons vas, hou U ons naby U, bewaar U die eenheid met U. Dit vra ons in die naam van ons Here Jesus. Amen. Ons sing ten slotte, broers en susters, Gesang 126. Ons sing die tweede vers van Gesang 126 ten slotte.
Geliefdes, gaan in die vrede van die Here. Die Here sal u seën en u behoed. Die Here sal sy aangesig oor u laat skyn en u genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor u verhef en aan u vrede gee. Amen.